So kom ons blaai dan na ons skriflesing vir vanoggend en ons gaan weer saam lees uit Matteus 13, net uit 2 versies. Dit is ons tema waarmee ons besig is. En ek gaan net daar so, want ek kan nou nie 'n skerm op te lees nie, so ek gaan net saam met jou net daar lees. Verder is die koninkryk van die hemele so koopman wat mooi parels soek. En toe hy een van die baie kosbare parels kry, gaan hy weg en verkoop dit alles wat hy het en koop dit. Nou, ek het vir gesê in die inleidingsboodskap, vriende, dit is nie dat ek en jy nou die hemel ontdek en nou verkoop ons alles wat ons het nie. Dis Jesus wat die kerk ontdek. Dis Jesus wat die kerk sien en hy gee sy alles, die hemelprys, om die kerk te kom verlos, my en jou te verlos, en daarom word die kerk die parel van die Here. Daarom sing ons ook soos parels in sy troon, in sy kroon. So ons begin met die praat oor die parels, en ons het nou al 2 temas met u gedoen, vriende. Ons het gepraat oor die vorming van die parel, baie eenvoudig, hoe word 'n parel gevorm? 'n Parel word gevorm diep in die see, deur 'n klein sandkorreltjie wat binne in 'n oestertjie ingaan, in die sagte vlees, en hy begin daai oestertjie seermaak, en daai oestertjie begin probeer om hierdie ding uit te kry, en as hy nie kan uitkry nie, dan begin hy 'n tipe van 'n stof om hierdie ding gooi, om hom sag te maak, en daai stof wat hy so afskei, sien jy ook binne in die dop, dis daai blou blink skynsel, hy bly om hierdie dop, of die klippietjie gooi, om hom te probeer uitkry, of om hom sagter te maak, dat hy nie seer maak nie, en dan word hy al groter en groter en groter, soos hy hierdie pyn het, en die ding bly afskei, en wanneer ons nou duik onder die see, ons haal hy parel uit, dan kry jy daai kragtige parel, wat 'n produk is van pyn, 'n produk is van ongemak, en iets van hierdie skulp, iets van hierdie oestertjie het binne in hierdie sandkorrel gemaak, en dis presies wat ons gesê het, dat ek en jy is 'n parel in die Here se lewe. Die Here Jesus is die oester, ek en jy is jou klippie wat min werd was, wat by hom ingekom het, en hy begin homself in ons dupliseer, hy begin homself bou met homself, en dis hoe 'n parel gevorm word, en ons het 'n bietjie met julle daaroor gepraat. So kry die CD's as jy dit graag wil hê, of die PowerPoints, dan kan jy ook die eerste boodskap volg. Die tweede boodskap het ons gesê, wat is die algemene verskynsels of kenmerke van 'n parel? Ons het eenvoudig gesê, 'n parel is 'n organiese proses. Met ander woorde, jy kan dit nie vinnig maak, jy kan dit stadig maak nie, jy kan nie jou hand bys, dit is iets wat spontaan gebeur, en net so die kind van die Here, wanneer ek en jy waarlik gered is, vriende, dan sal daar spontane groei wees in die Here Jesus. Ons sê parels mag nie verdeel word en verloor sy waarde. Ons kan die kerk nie verdeel nie, ons kan kinders van die Here nie verdeel nie. Ons sê elke parel is uniek, maar in die uniekheid word die verskeidenheid groot en kragtig. En het ons gepraat oor die waarde en gesê die parel se waarde is baie in die doppie, in die oestertjie. Maar wanneer daai parel om iemand se bors kan hang, dan kom sy waarde na vore. En dieselfde met my en jou. In Christus is jy en ek waardevol. Maar Jesus wil nie eens net daar binne in die oestertjie bly nie, hy wil ons moet uitgaan in die wêreld en 'n verskil gaan maak. En as 'n verskil gaan maak, dan is daar baie waarde aan hierdie parel, ek en jy. Nou kom ek aan vandag by die derde ene, en ek gaan met u praat oor, dis die voorlaaste boodskapie wat ek bring oor die parel. Wat bepaal die waarde van 'n parel? Wat maak 'n parel waardevol? Wat maak hom minder waardevol? Wie bepaal dit? Nou, vriende, hy word bepaal deur 'n kenner. Daar's 'n ou wat 'n oestertjie, 'n pareltjie ken, en hy weet presies waar om te kyk, en hy kan vir hom presies gradeer in wat se klas hy val, of hy min werd is, of hy gemiddeld is, of dit 'n baie duursame parel is. Daar's 'n kenner wat dit ken, en hy bepaal dit, hy kategoriseer dit. En net so ek en jy ook in ons eie harte, vriende, hoe bepaal ons waarde? Ons waarde word bepaal deur die Here Jesus self wat in ons lewens is. Hy is die spesialis, en hy weet hoe waardevol ek en jy op aarde kan wees. Hy weet dat ons werklik vir hom 'n verskil op hierdie aarde kan maak. So kom ons gaan kyk na net 4 kort gedagtes rondom 'n parel. Wat is belangrik om die waarde van 'n parel te bepaal deur hierdie kenner? En kom ons gaan pas daai goedjies toe op onsself, en ons kom sê vir onsself, hierdie 4 dinge is ook belangrik, soos in 'n parel, om vir my en vir jou 'n verskil te maak. Nou, baie belangrike ding wat ek wil hê moet hoor. Die grootte van die parel bepaal nie sy waarde nie. Met ander woorde, jy kan 'n groot parel hê met min waarde of baie waarde, maar jy kan 'n klein parel hê met baie hoë waarde. Wat wil ek in die inleiding vir jou daarmee sê? Die tyd wat jy die Here Jesus dien, is nie bepalend van jou waarde nie. Wat wel bepalend is van jou waarde is, wat jy met jou lewe op hierdie aarde doen in die naam van die Here. Hoe jy daai lewe uitlewe teenoor die wêreld, hoe jy hom uitlewe teenoor die kerk van die Here Jesus en teenoor die mense daar buite, kan hulle iets van jou, van Jesus in jou sien en ervaar en beleef, en daardie is die waardevolle ding. Ek het al vir julle gesê, ek ken mense wat 30 jaar op die pad is. En as jy na hom kyk, is daar baie min vrug aan sy bome.
Ek het 'n voorreg gehad om 'n jong man na my gemeente toe te lei, in my vorige gemeente na die Here toe te lei, en staan dit 7, dan 6. Hy's vandag 'n ingenieur, afgestudeerde ingenieur, en daai ou het in 'n kwessie van 6, 7 jaar dat hy so ontwikkel, dat hy preek al in groot gemeentes. Hy lei sy eie Bybelstudies op universiteit gelei. Dis wat dit beteken, daar's 'n waarde nie in hoe lank jy die pad loop nie, maar wat jy vir die Here doen, wat jou impak in die wêreld, wat jou invloed in die wêreld, en dit is wat ons waardevol maak of minder waardevol maak. Nou kom ons gaan praat vanoggend met u oor 4 dinge hoe ons die waarde van 'n parel bepaal, en ek pas dit toe op jouself. Ons begin by die eerste en ons sê die vorm van die parel is bepalend vir sy waarde. Daar's baie verskillende vorms van parels, vriende. Ek praat van die natuurlike parel, nie die nagemaakte ene. Daar's die ovaal ene, daar's 'n plat ene, daar's een wat lyk soos 'n eier, daar's een wat lyk soos 'n druppel, daar's een wat lyk soos 'n peer, daar's een wat lyk soos 'n rys. Maar die hoogste gehalte of die hoogste waarde wat aan 'n parel toegevoeg kan word, is hierdie parel wat so naaste by aan rond kan kom as wat jy kan kry. Nou moet jy mooi hoor. Daar bestaan nie 'n ding soos 'n 100% ronde parel nie. Maar die ideaal is 'n ronde parel. Koel rond, al die kante toe. Dis jou hoogste waarde wat jy aan 'n parel kan gee. En vriende, as jy daai parel kry, dan jy die duurste parel in hierdie wêreld. Hy is die hoogste waarde is 'n koelronde parel. Omtrent ongekend. Jy kry dit omtrent nooit. Jy kry wat baie naby kom. Rondheid praat van afgerondheid. Rondheid praat van volmaaktheid by die skrif. Rondheid praat van volledigheid, of ek hou daarvan van Jesus volwassenheid. Rondheid beteken die Here kon in jou lewe al so 'n bietjie die hoekies afwerk op jou lewe. Hy kon so 'n bietjie daai grouwe stukke wegskuur by jou. En by jou begin iets ontstaan van 'n rondheid. Nou hierdie rondheid waarvan ons praat, dit waar dit is nie ons figuur nie, ouens. Sien daai ronde figuur nie. Hy is ook waardevol, hy kort baie om daar te kry, nê. Maar hierdie praat ons van 'n ronde, koelronde, en dit praat van 'n afgerondheid by die mens. Ons praat van 'n volmaakte rondheid, 'n volmaakte parel is rond. En kom ons kyk na die skrif, en wat leer die skrif vir ons? Hy sê dat die hemel het 'n baie besondere, verskoon tog. Die Bybel sê as jy wil hemel toe gaan, hier is jou standaard. Wees dan volmaak soos my Vader in die hemel volmaak is. Dis die oplossing. So wie van ons kan volmaak wees? Is daar iemand? In hierdie hele wêreld sê God, daar's nie een volmaak nie, daar's een wat God soek nie, daar's selfs nie een nie. Daar's geen geregtige nie, daar's geen een wat God soek nie, selfs nie een nie. As ek en jy vandag die Here dien, het God jou kom soek. Jy het net geantwoord. So om hemel toe te gaan, moet jy volmaak wees, ons kan nie daaraan voldoen nie. Maar my en jou volmaakheid as kind van Here kom in Christus Jesus. Hy sê in Hebreërs 2 vers 10, want dit het hom betaam ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, dis Jesus, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring om die bewerker van hulle saligheid deur die lyde te volmaak. Met ander woorde, Jesus moes mens word, hy moes die lyde van die kruis deurmaak om ons volmaaktheid te volmaak, en dit het hy gedoen. Nou sê hy, want deur een offer, een keer een op die kruis, het hy altyd volmaak die wat geheilig word. Met ander woorde, elke kind van God in hierdie lewe is posisioneel in die Here Jesus, volmaak asof hy nooit gesondig het nie, want Jesus staan vir jou in by die Vader. Maar vriende, daai volmaaktheid wil ons noem is posisioneel. Dis posisioneel, met ander woorde, dit het gebeur. En in God se oë, in die hemel, as jy daar kom, as jy in Christus is, jy's koelrond. Jy's afgerond, jy's volmaak in Christus. Maar nou vriende, op aarde is jou oproep nou as kind van die Here om dit wat reeds posisioneel joune is, met ander woorde, as jy in Christus reeds volmaak is in God, in Christus. Nou sit God jy nog op die aarde, nou wil hy vir jou sê, ek en jy moet nou in hierdie volmaak, hierdie volwassenheid, hierdie afgerondheid, moet ons in hard werk om daar te kom. Die Bybel noem dit 'n baie eenvoudige woord, wat in hierdie kerk algemene spreektaal is, en is die woord heiligmaking. Dis waar ek sonde bly aflê, en al nader aan die Here groei. Dis waar ek begin 'n nuwe dimensie beleef van Jesus se teenwoordigheid. Dis al waar ek al hoe meer van Jesus begin afskei na buite. Dis iets waarna ons moet jaag, dis iets waarop ons moet fokus. Ons moet daarna jaag, na volmaaktheid, ons moet jaag na volwassenheid, ons moet jaag daarna, asof ons dit kan gryp. Nou die woord van die Here is baie duidelik, hy sê,
Want hy wat geen sonde geken het en sonde gemaak, sodat ek en jy kan word geregtigheid van God in hom. Met ander woorde, in Christus is ek en jy geregtig voor God, maar dis in die hemel, dis posisioneel. Maar op aarde moet ons hierdie roeping van volwasse wording, van volmaakwording, van afgerondheid moet ons najaag. Nou die woord van Here sê verder, broers, word volmaak. Met ander woorde, is 'n proses waarin ek en jy moet wees. En is nie die volmaak waarvan ons dink soos die hemel nie, nie soos God nie. Onthou ons praat van op die aarde. Ek en jy moet in ons gebrokenheid moet ons in die Here 'n pad loop, dat hy ons kan volwasse maak soos Jesus, dat hy ons iets van Jesus kan gee. En hy praat van hierdie woordjie volmaak. Hy sê word volmaak, bly vermaan, wees eengesind. Hy noem 'n paar dinge. Met ander woorde, is 'n proses wat ek en jy gedurig aan voor die Here in moet stry. Filippense 3 vers 12 sê Paulus, nie dat ek al verkry of volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit kan gryp. Met ander woorde, dis 'n doelwit wat ek vir myself stel om in volwassenheid in Jesus op te groei, dag vir dag. Kyk waarvoor bid Paulus, hulle as hy in Kolossense 1 sê, hy sê, hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig. Met ander, hoekom hou hy kerk? Hoekom leer hy vir hulle die woord? Om elke mens volmaak in Christus voor te stel. Met ander woorde, God wil hê, u en ek moet geleer word. Hy wil hê ons moet met die woord bedien word, sodat hy ons in hierdie proses van volwasse wording, van afronding, waar die hoeke kan begin afval. Hy wil ons gedurig daarin hê. Kom ons gelees so 'n paar woorde saam. En kyk na Kolossense 4 vers 12, hy sê, Epaphras, wat een van hulle is, 'n diensknegt van Christus, moet julle stry en altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak en volkom mag staan. Met ander woorde, Epaphras stry in die gebed waarvoor? Dat die kind van die Here volwasse, afgerond, die Bybel noem het, volmaak kan staan in Christus. Jakobus 1 vers 4 skets vir ons die verhaal van hoekom ons swaak kry op aarde, hoekom ons deur hierdie moeilike tye gaan, en sê, sodat julle geloof gevorm kan word, laat as julle soos 'n stukkie harde hout kan begin skuur en kan afrond, en daai swaak in die lewe wat ons saam die Here aanpak en saam die Here deurgaan, bring jy by Jakobus 1 vers 4 uit, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kan kortkom nie. Hy praat van daardie volwassenwording as 'n proses wat ons elke dag moet naloop. In Handelinge 11 vers 26 wil ek jy moet saam met my lees, en hulle het die hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan die aansienlike skare onderwys gegee, en die disippels in Antiochië is vir die eerste keer Christene genoem. Nou hoekom is die disippels vir die eerste keer na 'n hele lang ruk, hoekom is hulle die eerste keer Christene genoem? Hoekom dink jy so? Want hulle het iets van die Here Jesus begin sien in mense. Hierdie hoeke van sonde en die hoeke van mensvleeslikheid het begin afskuur, iets van Jesus begin sien, en daai groepie man het hulle genoem Christene. Vandag, vriende, is daai 'n baie goedkoop woord, want almal is Christene. Ek verwys nie eens na myself as 'n Christen nie, ek sê I'm a reborn, ek is 'n weergebore kind van God, want Christendom het in baie opsigte so goedkoop geraak. Maar vriende, hoe lyk hierdie lewe? Hoe lyk hierdie lewe waar ons hoeke weggeskuur word? Kom ek wys vir jou. Dis 'n lewe waarin ons sy woord bewaar. Met ander woorde, 1 Johannes 2 vers 5 sê, maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Met ander woorde, mense wat die woord bewaar, en wat is die woord? Is die Bybel, maar wat is die woord nog? Dis die Here Jesus. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Dis wanneer Jesus my waardevol is, wanneer Jesus my alles is, my lewe is, dan sê Jesus hier, die volmaak, die volwassenheid het begin aan die oppervlakte kom. 1 Johannes 4 vers 12 sê, niemand het God ooit gesien nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en sy liefde in ons het volmaak geword. Hoe lyk dit wanneer ons volwasse geword het in die Here? Hoe lyk dit wanneer die hoeke weg is? Dis wanneer die kerk lief is vir mekaar. Dis wanneer kinders van die Here lief is vir mekaar, in 'n gemeente instap, ervaar jy iets van liefde, iets van warmte, iets van die Here Jesus. En hy praat daarvan, hy sê dit is die mense wat volwasse geword het of volmaak geword het. Johannes 4 vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Mense wat Jesus lief het, wat volwasse geword het in die Here, in Jesus volwassenheid gekry het, vrees vir niks. Hulle vrees vir niks. Hoekom? Hulle is in Jesus gewortel, hulle ken Jesus, hulle wandel met hom, en saam met Jesus is hulle nie bang vir enigiets nie. So wanneer ons praat van volwassenheid, is dit mense wat nie deur dinge vrees aangejaag word nie, want die liefde van Jesus het volwasse geword.
Laat my so dink as ek dink aan 1 Johannes 4 vers 18, onthou dit gou-gou. As die dametjie kom by die dominee en sy sê vir hom, dominee, ek trou nou oor 2 weke, maar ek is verskriklik bang. Maar sy ken nie die Bybel baie goed nie, sy weet nie baie in die kerk nie. Sy sê ek is verskriklik bang en ek weet nie hoekom nie. En dominee sê vir haar, sustertjie, gaan huis toe, gaan lees jy 1 Johannes 4 vers 18. Wat is wat mos hier staan? Die vrees, die ware liefde dryf die vrees mos na buite. Maar sy ken nie lekker die Bybel nie, so sy gaan huis toe en sy hoor dit Johannes 4 vers 18, Johannes 4 vers 18. Maar hy het gesê 1 Johannes 4 vers 18. Sy gaan huis toe en sy gaan lees Johannes 4 vers 18. Wat staan daar? Jy het 5 mans gehad. En nie wat jy nou het is nie jou man nie. So maak seker die hoor wat ons vir jou sê. Lees die regte Bybelvers. Maar Johannes 4 vers 18 sê die liefde waar die liefde van Jesus volmaak word, is daar nie vrees nie. So die eerste ding wat ons vir jou sê, vriende, wat maak die waarde van 'n parel? Is sy vorm. Nader aan rond, hoe beter. Ek en jy se waarde word hoe nader ons aan rond kom, so nader ons aan Jesus se beeld kom, hoe nader ons kom aan hierdie volwassenheid emosioneel en in Jesus, hoe meer waarde het ons op aarde. En die Here wil vir jou rondmaak. Die Here wil vir jou skuur. Moenie jouself eenkant vat nie. Moenie jouself uit die wedloop uithaal nie. Klim saam in en word gevorm. 'n Tweede gedagte, wat maak 'n parel? Wat bepaal sy waarde? Die tweede gedagte is sy kleur. Daar's swart parels, daar's groen parels, daar's grys parels, daar's blou parels. Maar daar's een parel wat die hoogste waarde het, met ander die rondheid, hoe nader hy kan kom, en dan is daar een met die naam van pearl white. Pearl white is jou waardevolste parel. As hy nou rond is en hy's nog pearl white, dan weet jy, hier's iets goed in die gang. Nou, pearl white, vriende, is iets wat ons lief is om op ons motorsfietsse te spuit. En toe ek 'n jong man was, het ek gedroom van die dag wat ek daai 1100 kW vir my kon oorspuit met 'n pearl white, maar dit het toe nooit gebeur nie. Maar pearl white kom in karre. Daar is 'n tipiese voorbeeld van 'n pearl white kleur. Dit is 'n baie duur verf. Ander verwe kos hier, hy kos daar. Dit is 'n baie duur verf. Want as jy na die kleuring kyk, dan soos hy beweeg in die son val, sien jy blou en groen en rooi. Daar's iets in hierdie kleur wat en geen ander verf is nie, en daarom is die kleur vir ons uiters belangrik. En hierdie pearl white, hierdie duursame kleur, spreek vir ons van wat? Van reinheid. Het spreek vir ons van 'n kind van die Here wat rein is. Daar's 'n reinheid in ons. Nou soos ek gesê het in die begin oor die volmaaktheid, jy's reeds posisioneel volmaak. Op die aarde moet jy hard werk om hierdie volmaaktheid, of kom ons noem dit die woordjie volwassenheid te bereik in die Here Jesus. Net soos dit ook waar van reinheid. In die posisioneel in die hemel is ek reeds rein. Ek is reeds rein. Asof ek nooit gesondig het nie. Die woord van die Here sê, julle is reeds rein deur die woorde wat ek tot julle gespreek het. Handelinge 10:15 sê, en weer het die stem van 'n tweede keer aan my gekom en gesê, wat God rein gemaak het, mag niemand onrein ag nie. En dit is die gesig van 'n heiden wat Petrus sien, en Petrus sien die gesig van God het 'n heiden gered, en nou sê die Here, ek het 'n heiden rein gemaak. So in die posisie in die hemel in Christus is ek reeds rein. Maar nou is ons nog op die aarde, ons voete is op die aarde, en hier moet ek en jy ook nou kom, en ons moet rein word in elke opsig, en dit klink so. 1 Petrus 1 vers 15 en 16, maar soos hy wat julle geroep is, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat hy geskrywe het, wees heilig, want ek is heilig. Wanneer ons heiligmaking nastreef, streef ons niks anders na as reinheid voor die Here nie. In elke opsig van my lewe streef ek na reinheid. Wat is heilig? Het ek julle al geleer? Julle weet al wat dit beteken. Heilig beteken, ek is eenkant gesit vir God. Dis heilig. Wat is die heiligste ding in jou huis? Jou tandeborsel. Hoekom jou tandeborsel? Want jou tandeborsel het een doelwit, en is om jou tande te borsel. Hy het een eienaar, en is jy. En sy hele wese gaan net daaroor, ek wil net een ou my eienaar se tande borsel. Wanneer jy heiligmaking verstaan, dan verstaan jy, ek is vir God eenkant gesit vir net een doel. Ek het net een God, en ek het net een doel, is om in alles te dien. En dan begin reinheid uit ons uitstraal, dan begin reinheid ontwikkel, dan begin hier in elke area van my lewe iets van Jesus begin afskuur. Daar's nie 'n area wat hy nie aanraak nie, daarom sê hy, moet jy in 'n hele lewenswandel heilig word. Nou waar vind hierdie reinheid plaas? Dit begin altyd van binne af, vriende. Ek kan dit nooit genoeg sê nie. Jou verandering kom van binne af, nie van buite af, nie van binne af. So dit begin in die hart. Begin altyd in die hart.
Kyk wat sê hy oor die hart. Hy sê, salig is die wat rein van hart is, hulle sal God sien. 2 Timoteus 2:22. Maar jaag vir die begeerlike van die jonkheid en jaag na geregtigheid en geloof, liefde, vrede saam met die wat die Here aanroep uit 'n rein hart. 1 Petrus 2:22. Julle moet lief hê uit 'n rein hart. Dit begin waar jy op 'n punt kom in jou lewe, vriende. Luister jy mooi hoor wat ek vir jou sê. Waar jy besef in die Here Jesus is ek posisioneel volmaak en rein. En jy eien vir jouself toe, dis wie ek is in Christus. Ek is volmaak in Christus, maar ek is ook rein in Christus, maar as ek kyk na my lewe om my, dan is ek nog nie daar nie. En nou vat ek daai reinheid as my identiteit en ek sê, Here, ek wil in elke opsig heilig word en rein word, en ek begin daai pad stap waar ek aflê en opneem, en ek begin om dit te vat, en waar werk dit oral uit? Dit werk uit in my gewete. Waar ek my voor God oefen om altyd 'n rein gewete te hê. Kla jou gewete jou aan volgend. Wat sal wat jy moet hanteer? Dit beteken jy is nie rein nie. As ek hier sit en my gewete kla my nie aan oor enigiets, dan weet ek begin in die area kom waar ek rein is voor God in my gewete. Maar waar vind ek dit nog? Ek vind reinheid ook in my denke. Dis wat ek dink. Hy sê verder, broers, als wat waar is, eerbaar is, regverdig is, rein is, lieflik is. Bedink dit. Met ander woorde, dis op 'n punt waar ek kom, waar ek begin beheer neem van my gedagtes. Nie my gedagtes van my nie. Waar ek rein gedagtes dink, waar ek aan die Here Jesus dink, en waar ek my denke rein hou. Elke sonde waarin jy uitgevang word, of waarin jy val, begin altyd by dieselfde plek, hy begin hier bo. Jy stap nie ewe skielik in 'n sonde en sê jy het ingeval, dit bestaan nie, vriende, dit bestaan nie. Dit begin by 'n gedagte. En as jy gedagte huisves, dan is hy onrein, en 'n onrein gedagte gaan 'n onrein karakter vorm, en 'n onrein karakter gaan onrein dinge doen. Dit begin alles in jou gedagte, daar moet jou gewete skoon wees, en jou denke moet gebou wees op God se woord, heeltyd jou denke. Maar daar moet 'n ywer wees. Vriende, 'n kind van die Here, dis wat dit altyd die verskil maak. Baie mense sê vir my, hoe weet ek is gered? Dan sê ek, soek jy die beste van Jesus vir jou lewe. Of as jy tevrede om soos 'n dooie vis in 'n rivier af te stroom, soos almal dit maar doen, doen jy dit. Of is jy daai vis wat teen die stroom opvloei, want jy gaan nie saam die stroom nie. Wanneer ek en jy 'n begeerte het en 'n ywer het om skoon voor God te wees, dan weet ek daar het iets in jou hart gebeur wat van God is. Hy is te mooi wat sê. Hy sê, geliefdes, ons weet nou ons is kinders van die Here. Dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Dis ons in die hemel kom. Maar ons weet dat as hy ons verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Luister nou na vers 3. Elkeen wat hierdie hoop op hom het. Met ander, wat se hoop is dit? Dis die hoop dat ek Jesus gaan sien. Dis die hoop dat ek weet ek gaan hemel toe. Dis die hoop dat ek weet hy het my gered en my gewederbaar. Dis daai hoop, ek gaan hemel toe. As ek daai hoop het, kyk wat sê vers 3. Elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Met ander woorde, jy vat responsibility. Jy vat verantwoordelikheid vir jou lewe. Jy weet waar is jou swak plekke. Jy weet waar is jou die duiwelse vatplek aan jou. Jy vat beheer in Christus oor elke area, en die Here kan vir jou daarmee seën, want jy het 'n ywer om dit te doen. 'n Derde gedagte, vriende, wat maak 'n parel se waarde nog bepalend? Die derde een is die aantal nakkry neerlaag op die parel is van uiterste belang. Laat ek vir jou so 'n prentjie gesit, jy net so vinnig kan sien. Nou as jy die binnekant van 'n oestertjie kyk, dan lyk jou dop so. As jy hom optel daar en jy kyk hom so, as jy sien al die kleure van die reënboog is daar, hy blink so. Dis die binnekant van 'n oester. Dit is die nakkry. Ek kry nie Afrikaanse woord nie. Ek het gaan soek vir een. Ek kry nie een op die internet nie. Hulle praat van perlemoenagtigheid. Nou, ek kan nie daai woord gebruik nie. Maar die Engelse woordjie is nakkry, N-A-C-R-E, nakkry. Dit is die stof wat hierdie oestertjie afskei op hierdie klippie. Hy skei dit heeltyd af. En dit wat hierdie oestertjie is, skei hy af. En daai kleure gaan lê nou om hierdie klippie uiteindelik. Daar is jou klippie en hy lê om hom. Daar lê jou nakkry. Daai aantal nakkry wat afgeskei word op hierdie ou pareltjie. Dit bepaal sy waarde. Dit bepaal sy waarde. Hulle praat ook van 'n inner glow. Hulle praat ook van die glans wat uit hierdie ding uitkom. So as jy 'n regte parel nou onder lig en over die son, soos jy hom draai, weerkaats hy die son. Hy maak allerlei kleure. Dis wat dit so verskriklik 'n mooi kleur maak. En dit is die
waarde word bepaal, hoe dik is daai nakre neerlaag wat op hierdie pareltjie is. Waarvan praat ons? Ons het hier gesê in die tweede boodskap, vriende, wanneer ek en jy as parel gevorm word, dan skei Jesus iets van homself af op jou. Soos jy met hom wandel, skei iets van homself af op jou. En hy vorm jou, en al hoe meer kom iets van Jesus in jou tevoorskyn. En jou waarde word bepaal deur hoeveel van die Here Jesus al op jou afgeskei is. Hoeveel van Jesus al in jou begin teenwoordig word en sigbaar word. Waar hy beweeg kan mense sien, ek is nie soos die gewone kerkmens nie, ek is nie soos die wêreldling nie, daar's iets anders aan my, en ouens kom op hulle vra vir jou, wat het jy wat anders is? En ek kan vir jou 'n paar mense hier uitwys, wie dit al gebeur het. My eie vrou stap in Checkers, jong studente, en iemand stap reguit na haar toe sê, wat het jy wat ek nie het nie? Sy het nie 'n woord gesê nie. Jy sien, daar's iets van Jesus in sy kinders wat mense raak sien. En dis hierdie aantal nakrye wat Jesus op ons kom neerlê. Dit van Jesus self, sy woord, sy gees, wat hy op ons begin insit, en ek en jy begin net ervaar. Hy rond my af. Ek begin daai reinheid nastreef, daai reinheid van pearl whiteness, en dan hierdie pragtige beeld, Here kom, sit elke dag nuwe nekry oor my, nog elke dag iets van U. Daarom hou ek stilte tyd, daarom bid ek, daarom lê kry ek klaar met sonde, daarom eien ek vir myself 'n nuwe identiteit elke dag toe, daarom sit ek onder die geprediking van die woord, elke dag wil ek dit toe-eien, dat ek kan groei, sodat al hoe meer van daai nekra, daai neer van Jesus se teenwoordigheid my kan afskuur, en dit maak my en jou waardevol. Ek gee vir jou 2 teksversies daar. Daarom gee ons ook nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word ons innerlik dag vir dag vernuwe. Daar is hy. Die liggaam gaan af, verseker ons weet dit. Jy kan nie meer doen wat jy doen nie. Ek onthou as 'n jong man het ek nooit oor 'n hek geklim, ek het oor hom gespring. Nou bekruip ek 'n hek, ek is te bang oor om te spring, né? Want jou liggaam is nie meer daar waar hy is nie. Jy het so 'n paar nuwe heupe bygekry en 'n paar nuwe penne, so jy versit dan maar wie wat weet ek weet my liggaam gaan af. Julle kan daarmee assosieer, maar wie wat, terwyl ek met Jesus loop, ervaar ek elke dag wat Paulus hier skryf, dat die Here my elke dag bietjie beter maak en bietjie nuwer maak, en daar's elke dag iets nuuts wat hy vir my leer. Ervaar jy dit ook as kind van die Here? En dis presies wat hier gebeur. Elke dag sit daai beeld van Jesus op my lewe, en elke dag moet ek hom wandel, is hy al hoe meer. In Efesiërs 3 vers 6 sê dat hy aan, dis 'n gebed wat Paulus bid vir die gemeente, ook vir jou, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Dis 'n gebed wat ek vir jou moet bid, wat jy vir my moet bid elke dag. Here, dat U in elke boetie en sussie vir my in hierdie kerk, en waar ek ook al skouers skuur, die krag van God in hulle binneste sal ontketen, want dit is wat hierdie vormswerk gaan doen, dis wat hierdie nakkry neerlaag al dikker en dikker en dikker gaan maak. Jy sien, ek en U moet iets van Jesus begin uitstraal in die wêreld. As die son van geregtigheid op ons val, as die son van verdrukking op ons val, as die son van valse beskuldigings op my val, dat ek iets van hy klere kan begin skei in die wêreld. En vriende, dit is volwassenheid, dit is 'n Christus gesentreerde lewe, dit is 'n wandel met die Here, en die Here wil jou en my daar hê as sy parel. Die innerlike. En kom ek sluit hierdie punt af deur vir jou te sê, jy gaan net hê wat jy insit. Jy gaan net hê wat jy insit. Ons het nie tyd vir Here nie. Ons het nie tyd om voor hom stil te word in gebed nie. Ons het nie tyd vir die kerk nie. Ons het nie tyd vir Bybelstudies nie. Ons het nie tyd om eenkant te gaan sit, net ek en die Here, en ons gaan nie praat nie. Ons gaan net luister. Ons het nie daai tyd nie. Maar kom ek gee vir jou die realiteit. Jy is wat jy insit. As jy vir Jesus Christus die krummels van jou lewe gee, dan lewe jy krummels. Maak as ook wat so mooi gesig ons opsit nie, jy lewe krummels. So kom ons kom op 'n punt om te sê, Here, ek het nodig 'n parel om baie meer tyd met U in die saak te spandeer, sodat U iets van daai waarheid op my kan sit dag na dag. Die laaste gedagte ek vir jou gee is, vriende, die waarde word bepaal deur die oppervlakte. Wanneer daai ou nou die waarde van hierdie parel moet bepaal en hom moet gradeer, dan sit hy so die hoed op met so groot lig hierbo en so groot vergrootglas, dan sal hy daai parel voor hom draai. Hy sal hom voel en hy sal hom draai en hy sal soek vir die oppervlakte van hierdie parel. Hoe nader 'n parel aan volmaak is, hoe ronder is hy, hoe pearl whiter is hy, hoeveel meer nekra het hy oor, en dan vir al hierdie ene, sy oppervlakte so glad as jy kan kry, so seep, hy so glad. Dis jou waardevolste parel. Baie keer as hy parel vat, kan hy voel die parel is nie glad nie, so hy's nie klaar nie, die proses is nog nie klaar nie, daar's nog werk aan hom. Maar die volmaakte parel, die
parel met die meeste waarde, se oppervlakte is glad, sonder duitjies, sonder gaatjies, sonder vlekke. Met ander woorde, dit wat buiteop is, spreek van hierdie pareltjie is volmaak. Nou vriende, wie van julle het al 'n kar geriesprei, soos die boere praat? Wie van julle het al 'n kar geherverf? Die lekkerste werk is om hom te verf, want dit is lekker. En jy sien hy klere by mekaar kom. Maar wat wil niemand doen nie? Daai voorbereidingswerk. Jy skuur vir hom af dat die bloed uit jou vingers uitkom. Ek onthou as 'n jong seun, sê my pa, dit wil ek hê, dan moet ek daai water vat en daai waterskierpapier en dan sal ek daai ding skuur. Kom by sy is nog nie reg nie, nog tot en na het kom as hy so nog vat vir hom soos 'n glas, dan het jy hom so glad geskuur. Want jy hom nie afgerond het en hy sit daai eerste verf oor, dan staan hy grofigheid uit. Jou oppervlakte moet reg voorberei wees as jy 'n kar wil mooi verf. En ouens, dis 'n taak wat baie van ons ken, wat ons voor nie kan sien nie. Dis hoekom ek vat hom eerder vir Gawie of iemand anders. Ek wil net nie voorbereidingswerk doen nie. As dit kom by die kind van die Here, waarvan praat ons hier? Ons praat van jou uiterlike. Ons praat van dit wat mense sien en ervaar. Dit wat jy in 'n wêreld uitstel daar buite. Nou kom ons kyk 'n bietjie, wat is dit wat ons uitstel? Wat vat ons uit daar buite? Wat is op die oppervlakte? Dit wat buite gesien kan word. Dit is wat ek in my liggaam doen, vriende. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Romeine 12 vers 1 sê ek vermaan julle dan broers en susters by die ontferm van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dis julle redelike godsdienst. Dis die beginpunt. Met ander jou liggaam in heiligheid vir God gegee, in diens van God, sodat hy kan konform. Nou vraag ek vandag vir jou vraag, wie behoort jou liggaam? My behoort aan God. Eer jy God met die liggaam? Daarom sê Romeine 13 vers 14, ons beklee ons dag vir dag met Jesus Christus. Wanneer ek by hom gaan sit, wanneer ek sy waarde my eie maak, beklee ek myself met Jesus Christus dag vir dag. Daar is ons liggame vir ons uiters belangrik. Ons moet die liggaam moet iets van Jesus ook sê. In hoe ons aantrek en hoe ons lyk. Baie belangrik. Ek gee vir nog eene. Ons voorkoms. Luister wat sê die woord van die Here daar. Hy sê, julle versiering moet nie uiterlik wees, die haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart, in 'n onverganklike versiering van sagmoedig en stille gees, wat baie kosbaar is vir God. Nou sê God, die vrouens moet hulle self nie mooi maak nie. Nee, hy sê dit nie. Maak julle self mooi, dis hoe God julle gemaak het. Maar hy sê, die klem moet nie daarop lê nie. Die klem moet in die innerlike lê, en as die Here hier binne werk, daar's niks so mooi soos iemand wat 'n innerlike het wat mooi is nie. Ons het al mooi mense ontmoet in ons lewens, ouer mense, ek het al 'n ou tannie ontmoet op die strand van baie, ek dink sy was in die laat 70's, en ek het my verkyk in hierdie ou tannie, sy was vir my so mooi, bolle op, die mooiste vel, en ek het aan my verkyk in die vrou, en sy het nader geskuif, en sy sê, julle moet die kinders uit die son uit kry onder 'n sambreeltjie, en ek het hierdie vrou se lippe gehang, want sy was so mooi ou dame. En toe vra sy, wat doen julle? En ons sê ons op die kweekskool, en ons daar, tannie, ons sê, wat doen tannie? En toe kom dit hier, toe klap het my soos 'n hamer teen die kop, toe sy 'n sendeling vir 55 jaar, bo in Afrika iewers. En toe weet ek hoekom is hy so mooi. Iets van Jesus het uitgekom. En toe ons bietjie daar gepraat, swaar op die kweekskool, tannie, dis nie altyd lekker nie. Toe sê sy vir my hierdie waarheid, kom ek leer dit gou vir jou. Sy sê vir my, wie ou seun, kom ek sê gou vir jou waarheid. 'n fake koperskinkbord. As jy moet braaishou vee, dan lyk hy mooi. Sy sê, maar doen dit môre en oormôre en doen dit elke dag, maak hom elke dag met braaishou skoon. Wat gaan gebeur met daai koperskinkbord wat nagemaak is? Hy gaan begin plastiek vlekke wys. Want plastiek word nie blink soos hy swaar kry, hy word al ligter, en naand kom die vlek uit, jy sien, is plastiek, dit is nie koper nie, maar sy sê, kom ek leer vir iets anders, jong seun. As jy met Jesus wandel, en dit gaan swaar jou lewe, en jy loop het saam met hom, wie wat maak die Here? Hy maak vir jou al dieper en dieper en dieper skoon. Het jy gesien wat gebeur met regte koper as jy hom skoon maak? Hoe meer jy hom skoon maak, wat gebeur met hom? Hoe dieper word hy glans. Hoe dieper word hy glans. Jy kan hom elke dag politoer, hy dieper word hy glans. Pragtige beeld van die kind van die Here. Laat God toe om jou te vorm, elke dag meer en meer, sodat hy homself nader aan kan insien. Dis jou voorkoms is belangrik, ons woorde, hoe ons oorkom, hoe ons praat, wat ons sê.
Die Bybel leer dat dit wat in jou binnekant is, kom uit in jou woorde. So ek hoef regtig baie keer nie baie te vra, waar is ou geestelik met die Here nie, luister net wat hy sê. Luister wat hy praat, hy sê, verklap het vir jouself, ons woorde moet altyd aangenaam wees, moet sout besprinkel. Ons optrede, wandel in wysheid onder die buite. Ons moet wandel in wysheid, die wysheid van die Here. Getrouheid en integriteit. Daai getrou, jy is getrou oor min wat ek jou aangestel het, ek sê jou nou baie gee in die hemel om te doen. Ek sluit af met 2 Korintiërs. Ek het daai teksvers nou gedink, is 2 Korintiërs 2 vers 15, wat sê ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Met ander woorde, daar's iets in ons wat 'n aangename geur onder mense bring. En dit is waar God met ons besig is. Dis wanneer die oppervlakte begin werk, wanneer ons uit ons mislukkings opstaan, wanneer ons swaker is, ons bly positief, waar ons met die Here daai pad gedurig deur stap, vorm die Here hierdie parel. Kom ons vat dit vir jou saam. Hoe word 'n waarde van 'n parel bepaal? Dit word bepaal deur die vorm. Wat is die waardevolste vorm? 'n Rondheid, 'n koelrondheid. Wat is ek en jy se waarde? Ek en jy is waardevol in Christus, maar op aarde wil die Here ons vorm rond, praat van volwassenheid in Christus, praat van 'n funksionering in Christus, vanuit Christus lewe waar al hoe meer van Christus is. Dis 'n afgerondheid. Mag die Here vir jou daarin help en mag jy saam met hom daarin werk. Maar die kleur van die parel is van uiterste belang. En daarom is God se begeerte dat ek en jy almal pearl white sal wees. 'n Rein lewe sal wees, in elke opsig sal rein en heilig lewe. Dat ons ook die Here toelaat om daai nakrel leerlag op ons te sit elke dag meer en meer. Want as wat 'n parel waardevol maak, hoe meer daai nakrel leerlag op is, hoe meer waardevol is die parel. Here, hier is my lewe. Kom vorm dit, kom bou dit. Elke dag ek loop saam met U. En laaste plek is die oppervlakte, die buitekant, dit wat ons sien, is afgerond en is glad geskuur en dis die waarde van 'n parel. En vriende, jy is 'n parel in wording. As jy kind van Here is, jy parel word in wording. En die Here wil vir jou ook hierin kom help, dat jy ook sal besef watter ding het regtig waarde. Dis lekker mooi kar te ry, dis lekker om 'n mooi huis te bly. Dis feeslik, al die goed is baie mooi. Maar my vriende, wanneer ons die dag daai ou laaste stoffies ingooi en ons sê stof is jy, en tot stof sê jy terugkeer, gaan jy net so sonder al daai goed. Dan is daar net een vraag. Wat het jy met die geskenk van Jesus gedoen op aarde? Dis al vraag wat gevra gaan word. Mag jy dit reg kan antwoord, ook in daai oomblik wanneer dit vir jou gevra word. Amen. Dierbare Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke hierdie woord kan oordra aan U kinders, aan hulle wat dit moes hoor. En Here, ons kom vertrou nou vir U om vir ons te kom help om onsself opnuut tot beskikking te plaas van U, sodat U hierdie parels van ons kan kom afrond en vir ons baie waardevol op aarde kan gebruik. Dat U met ons kan spog. Dat U ons kan ontplooi in plekke waar U vir ons nodig het. Omdat U nie vir ons hoef te skaam nie. Omdat ek besluit het en ek weet ek is 'n parel in wording. En ek gee myself daarvoor af aan die Here vir die res van my lewe. Kom vorm ons elkeen en word verheerlik in Jesus naam. Amen. Kom ons sing ons ou tema liedjie ook vir hierdie reeksie wat sê as hy weer kom, kom haal hy sy parels. Kom ons sing dit ook staande lekker saam asseblief. As hy weer kom, kom haal hy sy parels. As sy parels, baie parels, vir Jesus se kroon. Aan die kindergesiggies, soos die sterre se liggies, is die hemelse parels vir Jesus se kroon. Vir die hemel sal hy al versamel, al die skoones, al die wittes, vir Jesus se kroon. Ja, die kindergesiggies, soos die sterre se liggies, is die hemelse parels vir Jesus se kroon. Ontvang die seën van die Here, vrede, en gaan in sy vrede.
As jy nie die vrede van God ken of het nie, sal ons graag met jou wil gesels, of jy daarin ook graag wil bedien. Afkondig het jy in jou hand, kyk daarna, kontak ons help vir jou waar ons kan. Ontvang die genade van die Here. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Abba Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, met u wees en met u bly, terwyl hy ook sy parel in jou vorm, tot sy eie gebruik. Amen.